Wel tussen die see en Savannah kry jy Springer Bay, 'n ocean eco-estate in die suide van Afrika wat jy glad nie gaan verwag nie. Ek ontmoet vandag vir Concha en Cronje om my deur te vat en my te wys wat ek nie geweet het hier is en ek wil jy moet saamkom. Nou Ma Byker is een van ons lekkerder borge en oral waar ons gaan is sy die ene wat ons magies volhou. Bly die beste. Concha, wat maak hierdie huisie so spesiaal? Dis een van hierdie wonderlike geleenthede waar jy die see obviously voor jou het, jou view is jou view, en dis een van daai fixer-uppers wat jy kan waarde toevoeg. Jy kan of dit as 'n strandhuis gebruik, want hy word met meubels en al verkoop, so van dag 1 af kan jy hom verhuur op lekker slaap op enige van daai platforms en optimaal waarde vir jou geld kry. Ek dink dit is 'n lekker wegkomplekkie, wegkruipplekkie as jy moeg is vir die lewe en jy wil net wegkom, kom wegkruip, dan is hierdie plekkie vir jou. Hier is nie die Weskus nie, dis die Suidkus, 'n Springer Bay, met soveel om te kies, soveel om te geniet, en is veilig, dis vir jou kinders 'n absolute paradys om te kan speel en rondhardloop, terwyl jy rustig in die huis is, elke glasie wyn drink, die vuur aan die gang is, en dis net rustig, dis hemel op aarde. Hier by Springer Bay gebeur alles off-grid. Met ander woorde, geen Eskom nie. Alles is op solarpanele. Maar daar's wel wateraanlegte na die huise toe. En as dit nou regtig 'n probleem raak en jy nie in die see wil gaan swem nie, is hier 'n reservoir. Concha, wat maak vir jou dit so uniek om hier in Springer Bay te woon? Weet jy, ek sien 'n tong in die kies, dis hemel op aarde, maar dit is, want jy het die beste van beide wêrelde. Jy het die natuur en jy het die see op die druppels van jou voete. Ek het vis gevang hier op Springer Bay. Spoeg uit vir Jona. Van, dit mos Jona. Jy was dan weer in vis en maal gewees. Ons spoeg met. Verleer Concha het nou vir verduidelik hoe bemark mens hierdie huis. Soos lugvaarting. Af met die pad, 2 kamers daai kant toe, 2 kamers daai kant toe, so. En dan gaan jy so, daar is die braai, so. Belangrikste, belangrijkste. Af, braai, kamers toe, agter ons. So. Weet jy dit? Braai en 'n klein buitebraai. En die TV maar kom by. Ek gaan eintlik maar net alles oor die braai eintlik. Ek is 'n man so. Dit is nice. Groot. Dit is nice vir vrouens as jy miskien vir hulle dit wil vertel. Het jy vir haar gevra wanneer is jagseisoen? Ek sal later vra. Weet jy hoekom hulle vra dit? Mm. Ek wil braai. Die vleis wat hier is. Soeke, baie bokke. Presies. Maar, hoe sê Jaco altyd, is beter om verskoning te vra, as om toestemming te vra. Concha, verlede het gevra, ek moet vir jou vra. Hy wil weet kan mens hier jag. Concha, wat maak hierdie huis so spesiaal vir jou?
Weet jy, die verkoper is 'n Duitse dame en soos wat hulle sê German precision. So dit is uit en uit wat jy in hierdie huis gaan kry. Alles is in tip-top kondisie. Die huis is ook in 'n maatskappy. So jy kan die maatskappy koop of jy kan dit as 'n privaat individu koop en is weer eens met meubels ingesluit. Vir die werkende besigheidspersoon is dit perfek. Wel die nuwe realiteit van die lewe is dat jy nie in 'n kantoor hoef te sit en werk nie. Die lewe het ons geleer dat jy op enige plek jou kantoor kan opsit. En hierdie huis is ideaal vir die besigheidsman wat nie kan ophou werk nie, wat 'n plek moet hê om besigheid te doen. Nou, ek sien niks fout met hierdie plekjie nie. Nou hierdie is enige vrou se droom. Terwyl ek kos maak, het ek 'n perfekte uitsig op die see. Dis hemel op aarde. En hierdie is spesifiek vir daai naweke wat jy nie lus is om uit te gaan nie. Nie is jy regtig lus vir kos maak nie. 'n Pizza oond. En soggens word jy wakker met so 'n uitsig. Concha, hierdie huis is totaal en al bo gemiddeld. Wat kan ons kry in hierdie huis? Dit is nou regtig jou bederfhuis. Die huis is nuut gebou, so 2 jaar oud. So jy het die nuwe moderne boutegnieke wat hier ingebring is. Alles is van die beste kwaliteit wat die eienaars hier in die huis ingesit het. Jy kan sien die krane, die vloere, die ligte. So hierdie is letterlik net om jouself te bederf en dit te kan geniet wat ons hierso sien. Luksheid in 'n ander klas, en ek praat nie van luksheid in die wêreldse sin nie, dit is luksheid in terme van die asem wat jy kan haal, dit wat jy kan geniet met die oë, dit is wat jy vir jouself gun, daardie tipe luksheid. En hierdie huis is natuurlik intrekreg. Intrekreg, daar's niks wat jy hoef te doen nie, jy kan dit net kom geniet. Verlee, kom. Verlee, wat sê jy, so kom ons gaan braai. Wat? Ons gaan braai. Wanneer? Nou. Nou braai. Nou. braai. Kom sommer Let's go. Nou kan ek maar begin werk want ons gaan nou skiet want ons gaan nou braai. Verlee het jy gehoor. Ek het jou gesê ons kan nie skiet nie. Wie? Ons kan nie skiet Mag nie. nie. Mag jy bokke skiet? Ja. Ons mag nog steeds braai. Lekker lag, Italia. Ek het die voorreg om vandag aan huis te wees saam met Cronje en Concha. 'n Ongelooflike plekkie. Huislik, warm, nice mense, lekker huismense. Wat het julle laat besluit om van Pretoria af Springerbaai te skuif? Dis 'n maklike vraag en 'n maklike antwoord. Ek het op 'n punt gekom van Gauteng is net heeltemal te veel vir my. En ek het nog gedink ons sal kan uithou op 'n punt en toe op 'n stadium toe kom daar ietsie mos soos in COVID. En COVID het net my laat besef ek gaan dit nie kan maak nie. Ek moet 'n move maak. En dit was altyd so moeilik vir 'n mens want jy dink jy gaan in 'n comfort zone en jy wil nie beweeg nie. Maar toe COVID kom, toe besef ons net, weet jy, ons is stuck. Ons moet iets doen wat ons regtig van hou en dit is wat ons net besluit het van wat 'n step in faith as ons dit so kan stel en begin kyk waartoe jy wil gegaan het in jou lewe. Waar was jy happy geweest? En Springerbaai was een van die plekke waar ons 'n happy vakansie gehad het. En ons het net besluit, kom ons step out of the comfort zone. Ek weet nie hoe sê mense dit in Afrikaans nie, maar ons het letterlik uit dit uitgestap en ons het die kans gevat en ons is hier en dit het so vinnig gebeur
maar ons lewe het heeltemal 100% verander van wat dit was. Wat het dit julle gevat om daai besluit te neem? Was dit 'n lang proses, was dit 'n moeilike besluit of was dit 'n kwessie van weet jy, die penny het gedrop? Die penny het gedrop. Ek dink COVID het ons geleer dat jy enigiets van enige plek af kan doen. Tegnologie het so verander dat jy dit wel kan doen. So kom dit nie in 'n omgewing doen waar jy die kwaliteitslewe kan hê en jou werk kan geniet, die tuinroete kan geniet, maar nog steeds die omgewing in jou huis en waar jy jouself bevind ook kan geniet nie. Springerbaai is eksklusief. Dis nie so visueel van die pad af nie. Waar presies kry ons Springerbaai? Die maklikste manier vir my om te sê vir al van my koeriers wat nou kom afleweringe doen, is letterlik dat ons is net voor Bochumsbaai en ons is net 10 tot 15 minute uit Mosselbaai uit. So as jy uit Mosselbaai uitkom, op pad Bochumsbaai of Vleesbaai se kant toe, ons is net so tussen die twee. Net vir die rekord, ek wil net sê jy het al 'n paar keer hierdie plek misgery. Dit gebeur baie. Met die beste van families, yes. Ja, nou die volgende vraag wat natuurlik ons as Kaapenaars en WP mense wil weet, skree julle op of vir die stommers? Op. En so kom 'n dag tot 'n einde hier op Springerbaai. 'n Dag vol avontuur saam met fantastiese mense, mooi huise, fantastiese see-uitsig, die natuur. Waar stop mens? Waar begin mens? Waar stop jy? Om te verduidelik wat ek vandag beleef het. Braaivleisvuur, vleis, tipies Suid-Afrikaans. Hier op hemel op aarde, in Springerbaai. Tot volgende week.